Die Buffelbil van Inyatikulu episode 32. Koffie, kaas en beskuitjies en Geesie se kombuis se dadel en sjokoladehappies rond 'n voortreffelike ete in Inyatikulu se privaat eetkamer Vrydag aand af. Wanneer die geselskap stil raak, skuif Lukas sy stoel agteruit. Dit was 'n lang dag tussen die verskillende afleweringe van opgeskote Buffelbil colors vir hom. Sal ons maar aanskuif, ek voel asof ek 'n bed gaan stikkend slaap, sê hy. Gaan jy maar, ons kuier nog so 'n bietjie, sê Larry en bly sit. Dan gaan sit Luka ook maar weer, hy het haar gebring, hy moet haar huis toe vat, want stap gaan hy haar nie laat stap, met 'n luiperd wat hier rond dwaal nie. Ons gaan die kombuis en kroeg solank sluit. As jy die voordeur sluit wanneer jy uitgaan, Dirk, asseblief. Piet en Geesie staan ook op. Dirk kyk 'n oomblik lank in Magda se oë. Hy sien iets daar, wat hom na Larry toe laat draai. Jy kan maar saam met Luka vertrek nooi. Ek sal Magda huis toe neem en veilig besorg. Luka staan weer op, maar Larry sit steeds, totdat Magda sê, ons is alright, ons het baie gesels om in te haal. Ry julle gerus maar en lekker slaap. Hulle sal beslis alright wees, verseker Luka vir Larry, toe sy nog 'n keer omkyk voordat sy by die bakkie inskuif, nadat hy die deur vir haar oopgemaak het. Jou pa het nog nie eens 'n buffelkoei met die plathand bygekom nie. Hy is nie 'n vroueslaaner nie. Nee, seker nie. Ek bedoel as hy nie my ma daardie aand doodgeslaan het nie, want ek is seker hy wou en hy kon, sal hy seker nie 'n hand teenoor 'n ander vrou lig nie. Nee, verseker nie. Ook nie teenoor 'n man nie. As hy 'n man wou slaan, het sy vuis seker al teen my kennebak geëindig. Luka stap om na die bestuurderskant van die bakkie en daar klim hy in. O nee, ek glo nie, sê Larry. Niemand sal dit waag om aan jou te voeter nie. Hoekom nie? Luka druk die sleutel in die aansluiter en toe draai hy verbaas na haar. Want jy sal waarskynlik enige iemand kan plat klap met daardie behendige, eislike groot hande van jou. Sy lag effens. Ek dink jy het basies die grootste hande wat ek nog aan 'n man gesien het. Mooi hande, skoon, netjies, goed versorg, maar groot. Luka kyk af na sy hande, waar dit nou om die stuurwiel sluit. Ja, hy was nog nooit die kleinste oukie in die rugbyspan nie. En hy troon ook so 'n paar sentimeter bo sy broers uit. Hulle druk hom altyd agterste ry toe, as die klomp van hulle moet saam drom vir 'n familiefoto, vir hom en sy pa. Die sagmoedige Roos is die bynaam wat baie mense vir hom gegee het. Larry se oë bly op hom wanneer hy begin ry. In die 5-kamp hou hy eers voor haar huisie stil, maar hy klim nie dadelik uit nie. Hy het iets op die hart, maar hy wonder of hy dit vir haar durf vra, kan vra. Dit sal seker 'n bietjie vermetel wees om dit van haar te verwag. Maar wanneer sy self aanstaltes maak om haar deur oop te maak, klim hy haastig uit en stap rondom die bakkie. Hy maak die bakkie se deur agter haar toe en haal die huissleutel uit haar hand. Gaan sluit haar voordeur oop. Dit is nou of nooit. As hy haar moet vra, beter hy nou vra. Dit is natuurlik nie van selfsprekend dat sy gaan ja sê nie, maar hy gaan nie baie daarvan hou as sy nee sê nie. Larry druk by hom verby, staan op haar tone en gee hom 'n veegie oor die mond met haar lippe. Nag Luka, lekker slaap. Sy wil instap en sluit, maar hy staan daar hele deur vol. Kyk, gewoonlik weet hy presies hoe om 'n saak soos hierdie te benader, maar vanaand vind hy nie die regte woorde nie. Hy sê, Larry, wag eers. Haar wenkbroue lig. Het jy iets op die hart, Luka? Ja, Larry, daar's iets wat ek wil vra. Hy sluk. Nou, wil jy inkom, Luka? Is jy nie te moeg nie? Hy lig sy linkerarm. Die wyser van die horlosie wys dat dit 11 uur is. Hy's doodmoeg
en 'n bietjie klam na die 3 glase rooiwyn. Maar as hy dit nie nou agter die rug kry nie, slaap hy nie vanaand nie, en dan sal hy nie weet nie. Nee, Luka, ek is nog nie moeg nie, spot sy met hom, of moedig sy hom aan. Miskien verwag sy tog dat hy haar gaan vra. Daarom doen hy dit. Larry, sal jy asseblief Sondag saam met my na die familie ding toe gaan? Ek is nie lus om alleen te ry nie, en dit is altyd lekker om vir jou by my in die kar vir die bakkie te hê. Haar gesig val, sy gleer hom aan en toe sê sy, nee Luka, ek het 'n gas vir die naweek, en ek kan mos nie sommer net hier wegry met haar hier rond nie. Eina, amper roep hy hardop uit, dit is 'n hou in die krop van sy maag. Ok, ek verstaan, lekker slaap Larry. Hy draai om en stap na sy bakkie toe. Jemmel, amper het sy 'n aap van haarself gemaak. Larry gaan was haar gloeiende gesig in die badkamer met koue water. Genade, wat het haar enigstens laat glo dat Luka op daardie manier aan haar gedink het? As sy vanaand vir hom gewys het, nee, dis reg Luka, daar is die bed, gee my net 'n oomblik in die badkamer, net om daarna agter te kom, dat dit toe nooit die vraag is wat hy wou vra nie, het sy môre haar goed gepak, en Inja Tikulu vir die res van haar lewe verlaat. Sy sal haarself moet regryk. Dit is nie hoe hierdie man se kop in haar terme dink nie. Sy stap na haar eetkamertjie tafel toe en skakel haar laptop aan. Aangesien sy nooit weer in haar lewe sal kan slaap nie, kan sy net sowel aandag aan haar YouTube kanaal gee. Sy het oor 1000 subscribers en meer as die nodige tyd en kykure. Dit is tyd dat sy haar bankbesonderhede invul om te monetize. As sy gelukkig is, begin sy om binnekort 'n paar sente daar te verdien. Daar is heel wat mense wat kommentare op video's gelewer het, maar nog steeds is dit die videoetjie van Twinkies die Iter Mago en Luka wat die meeste aandag trek. En dan natuurlik die tweede een is die luiperd met die stryk om sy nek, wat bo op Luka beland het en hom so seer gemaak het. Larry kyk 2, 3 keer daarna. Jemmel, die man was gelukkig. Dit is duidelik, die kolkat het vir sy keel gemik. Gelukkig het die verdowingsmiddel in sy lyf al begin inskop, anders het hy vir Luka baie seerder gemaak. Larry luister na haar eie geskokte uitroepe, terwyl sy nader gehardloop het. Dit was vir haar ondenkbaar, dat Luka deur 'n luiperd ondergesit kon word. Maar daar het dit toe nou net gebeur. Ongelukkig gebeur onverwags en op enige tyd en plek. Dit kon natuurlik met haar ook gebeur het, daar by Zak en Carly se trouvenue. 3 tree nader, en sy kon aan die luiperd daar gevat het. Dat die kamera nie aan die ruk gegaan het in haar hande nie, is en bly 'n wonderwerk. Maar dit is 'n oulike filmpie daai ook. Miskien was dit die kamera wat haar gered het, want as sy nie besig was om af te neem nie, het sy dalk instinktief omgedraai en gesnol. En dit sou fataal gewees het. Draai jou rug en probeer weghardloop vir 'n kat en instinkskop in. Kat se jagtersinstink, en dan is mens net 'n prooidier vir hom of haar. Larry staan op en trek haar slaapklere aan. Toe gaan maak sy eers vir haarself 'n beker warm sjokolade, skakel ligte af en klim met haar laptop by haar in die bed. Sy antwoord en like almal se opmerkings op haar video's. Haar beker is al leeg en koud, toe sy Dirk se bakkie hoor inry. Maar hy ry nie na Magda se huis hier langs haar toe nie. Nee, hy stop onder sy afdak. Beteken dit dat hy Magda by die lodge agtergelaat het, dat sy dalk tog gekies het om in een van die kamers daar oor te bly? Larry staan op en gaan loer van agter die gordyn uit, om seker te maak dat haar pa daarom ten minste alright is. En toe trek sy haar asem skerp in. Daar staan haar pa met Magda in sy arms.
Hulle soen en hulle soene raak by die oomblik vieriger. Hulle hande is oral op mekaar se lywe. Gelukkig dat daar 4 bene tussen die 2 van hulle is, want anders het hulle in duie gestort, voordat hulle binnekort by Dirk se voordeur aanland. Dirk se hemp is halfpad van sy skouers af, en Magda se een arms is reeds uit haar baadjie, terwyl haar blouse se knope al gespat het. Daarom onthou die man om sy Land Rover se deur met 'n voet toe te skop, voordat hulle teen die trappe op strompel. Hulle giggel heel plesierig, doch gedemp, wanneer hy die deur van sy huisie oop sukkel, en hulle waarskynlik in 'n onordelike bondel anderkant op 'n bed daar binne neerval. Larry hou asem op, maar gelukkig kom hy weer terug en maak die deur agter hulle toe. Hemel, hoe beny sy die 2 van hulle nie? Sy wens uit haar hart dat dit sy en Luka kon gewees het. Luka sukkel ook Vrydag aand om aan die slaap te raak. Hy kan sweer Larry is kwaad vir hom. Maar hoekom? Beslis is hy kwaad, want hoekom anders sou sy die deur so in sy gesig toegeklap het. 2 uur brul die groot maan haar redelik naby aan die 5-kamp, en Luka hoor hoe die luiperd vlak by sy agterdeur verby gesaag kom. Luka gaan maak vir homself 'n koppie koffie en stap op sy stoepie uit, sonder om ligte aan te skakel. Die veld rondom is stik donker, maar hy verlustig hom in die naggeluide daar naby. Naggeluide wat deur die engine van 'n groot voertuig versteur word, ligte wat deur die bosse aankom, en Luka wag dat die ligte nou op hom gaan skyn, wanneer dit by huisie nommer 4 hier langsom moet kom stilhou. Maar nee, Dirk se Land Rover stop deur anderkant by die eerste huisie in die slapsirkel, by Dirk van Elf se eie huisie. Eers dog hy een van hulle 2 seer gekry, soos wat hulle mekaar beklou en bevat, wanneer hulle uitklim en teen die trappe probeer opstrompel, en amper hardloop hy nader om te gaan help. Maar toe sien hy nee, hulle is seker eerder vreeslik aangeklam. Maar as dit nie die geval is nie, gaan die poppe vanaand dans, daar in Dirk se huisie, besluit Luka. Dirk en Magda het verseker opgemaak, en nou roer hulle die pap, net daar waar hulle dit laas op die warm plaat gelos het. Lekker vir Dirk om uiteindelik die vrou van sy drome weer terug te hê hier op Inyatikulu. Want na wat hy nou gesien het, twyfel Luka nie vir een oomblik nie, dat Dirk vir haar 'n aanbod gaan maak, waarvoor sy beslis nie sal kan nee sê nie. Maar vir 'n oomblik dink Luka spytig. Verflaks man, hoekom kan dit nie hy en Larry ook wees nie? Toe onthou hy, want sy is jou vernoot se dogter en erfgenaam van die lodge, en so skop sy verstand in. Wat gaan die mense dink? Hulle gaan mos skinder man, en hulle gaan sê dit is oor die halsbandjie en nie oor die hondjie self nie. Jammer, Luka, waarsku homself vir die hoeveelste keer met daardie een. Begin jy nie eens 'n speletjie nie. Al wonder hy skielik of dit nie iets is wat sy ook graag wil hê nie. Wat sien hy in haar liggaamstaal? En wat is daardie baba hondjie kyk wat sy hom net nou gegee het? Jemmel, hierdie vroumens gaan vir hom tot raserny dryf. Miskien is dit beter dat sy nie Sondag saam met hom by die familie gaan kuier nie. Hulle moet nie te gewoond raak aan haar nie, want hy is nie van plan om gevestig te raak nie. Luka stap in en spoel sy koppie onder die kraan uit. Hy sit dit op die droograk en gaan klim in sy bed om 'n paar ure se slaap uit die donkerte van die nag los te worstel. Dit is net Geesie en Piet wat vroegoggend uit die kamp wegry. Hulle moet gaan ontbyt maak vir gaste in die lodge, en dan is daar mos die klein intieme troue later deur die dag,
Die mense van die bosse en bosse, rooi rose, vreeslik romanties, né? Die res van die inwoners van die vyfkamp slaap tot 9 uur. Luca staan op en begin om goed in sy oornagsak te pak. As Larry dan nie saamgaan nie, kan hy net sowel 'n bietjie vroeër ry. Dalk sommer later vandag nog iewers in 'n ander lodge gaan oornag. Daar is baie mooi plekke in die omgewing en die meeste van hulle skuld hom iets, want hy kyk mos na hulle troeteldiere en hulle ander diere. En dan kan hulle nie altyd betaal nie en hulle beloof hom, hy moet kom oorslaap. En dit gebeur in boomhuise, tussen bosse, in ronddawels, in hutte, in leeukampe en selfs in 'n nes, teen die hang van 'n koppie. Net toe die sak toerits is daar 'n kloppie aan sy deur. Hy loer langs sy gordyn verby. Dit is Larry wat daar wag en hy loop nog in sy slaapbroekie sonder 'n hemp rond. Maar ag wat, sy het mos ook al alles aan hom gesien en dit lyk nie asof het regtig iets aan haar doen nie. Luca maak die deur oop en staan terug. En kom, vra hy. Ja, dankie. Haar oë gly oor sy skouers, teen sy bors af, oor die broek se rek, en toe na sy bobene toe, en toe sluk sy merkbaar. Skus ja, sê hy, ek het nog nie gestort of aangetrek nie, maar ek kan gou vir jou koffie maak. Hy beduie oor sy skouer, kom by sy kant toe. Is jy alweer op pad iewers heen? Vra sy. Ek sien jy is besig om in te pak. Ja, ek is lus om vanaand teen 'n krans in 'n nes te gaan plak, voor môre se familieding. O, gits Luca, dan staan jou uitnodiging seker nie meer vir Sondag nie. Ek het gedink ek ry maar saam na jou familie toe, terwyl Magda nie meer net my gas is nie. Ek sien sy is geannexeer, jy weet. Luca sê niks, hy stap kombuis toe en haal nog 'n beker uit die rak. Toe sê hy oor sy skouer, natuurlik Larry, staan Sondag se uitnodiging nog. Eintlik verwag my familie en mense jou. Ek hoef nie hierdie naweek te gaan krans plak, ergens in 'n nes nie. En toe raak hy bewus van haar hier agter hom. Haar arms gaan om hom en sy druk haar lyf vas teen hom. Toe sy vra, die kransplakkery? Is dit iets wat net een mens kan doen, of is daar plek in daardie sogenaamde nes vir nog een? Luca staan 'n oomblik versteen. Hy onthou darm om eers die beker op die rak neer te sit, voordat hy omdraai na haar in sy arms neem en skor fluister. Daar is plek in die nes vir 'n +1. As daar een jy sal wees? Dit sal ek wees. Ek sal saamgaan. Net vir 'n kort oomblik boor Luca se oë na haar. Lees hy die tekens reg? En toe buig hy vooroor en soen haar op die mond. Eers sag en soend, strelend, maar dit is sy wat vir meer vra. Haar lippe gaan oop onder sy mond. Haar arms is nou styf om sy nek. Hy weet, hy kan haar nou in sy arms optel en op die bed gaan neergooi, want dit is presies wat hulle albei wil hê. Maar dan is daar 'n klop aan die deur. Dirk wat roep, Luca, het jy vir Larry iewers gesien? Ek en Magda wil saam met julle gaan ontbyt eet by die lodge. Daar is iets wat ons vir julle moet sê. Larry sak agter die eetkamertafel af en Luca gaan maak die deur half oop, maar hy bly halflyf agter dit staan, want Dirk moet hom nou nie so sien en behoorlik bekyk nie. Wanneer wil julle gaan ontbyt eet? Vra hy en loer om die deur om tyd te wen. Ons het gedink sommer nou, as dit reg is met julle. Wel, dit is reg met my, maar gaan so lank vooruit. Ek sal na Larry gaan soek en dan sluit ons by julle aan. Verbeel Luca hom of kyk Dirk hom vreeslik vreemd aan.
maar hy hou sy pause vir al wat hy werd is, word vervolg.